Goeiemôre, hoop het gaan goed vanoggend met julle. Ons is by SA Gemeente besig met 'n reeks gestuur. En ons het van die begin van die week af mekaar gesê dat vir ons om gestuur te verstaan, moet ons eers genade verstaan. En die beginsel waarmee ons in hierdie week werk is dat sonder genade het jy geen boodskap van redding nie. As ons Jesus se lydensverhale lees en die stories wat opbou na sy kruisiging toe, is daar een karakter wat maklik in die skaduwees wegglip, een persoon wat kies om weg te loop van Jesus af. En dit is Judas. En ons wonder baie keer, het Judas 'n keuse gehad? Of was dit deel van God se in graniet gegiete plan dat Judas hom moes verraai? Het God vir Judas as 'n onskuldige magtelose pion gebruik? Of het Judas 'n keuse gehad? Dit kan mos nie. As ons bietjie gaan kyk na Judas, dan is dit interessant om te sien dat Judas, soos baie Jode van sy tyd, 'n verwagting gehad het dat Jesus 'n militêre Messias sou wees wat die Romeinse bewind sou omverwerp. En toe Jesus begin praat oor lyding en nie geweld nie, en lief wees vir vyande en vergifnis en in plaas van 'n politieke revolusie, kon Judas baie maklik gefrustreerd geraak het. En dit is heel waarskynlik dat Judas nie bedoel het dat Jesus moes sterf nie, maar hy het eerder gedink dat as hy Jesus oorlewe, hy goddelike ingrype kan ontlok. Miskien om Jesus te dwing om beslissend as Messias op te tree, om 'n aardse koninkryk te kom vestig. Die feit dat hy later so hartseer was oor wat hy gedoen het, wys dat hy nie die volle gevolge van sy dade voorsien en verstaan het nie. Judas is nes ons. Judas was mens. Gedryf deur 'n begeerte na beheer en aardse sekuriteit en daarom die ontnugtering en hartseer onvermoë om die genadeboodskap van Jesus te vertrou. In plaas van om vir Judas net as 'n skurk te beskou, word ons uitgedaag om hom te sien as 'n weerspieëling van ons eie stryd om die Here te vertrou, om oor te gee. En die versoeking om die heeltyd vir God te wil voorskryf wat hy moet doen en hoe en wie hy moet wees. Dalk was dit omdat Judas nie Jesus se ware sending verstaan het nie. 'n Sending wat oor liefde en selfopoffering en vrye genade gegaan het en nie oor mag en beheer nie. Dalk was die groter probleem Judas se onvermoë om hierdie genade vas te gryp. Ons sal altyd bly wonder oor Judas. Ons sal altyd bly wonder oor sy keuse om weg te loop, om Jesus te verraai. Om sy eie persoonlike oortuigings en hoop belangrik te maak as dit wat Jesus verniet aanbied. Friedrich Buechner skryf soos volg hieroor: Judas' real tragedy was not his betrayal, but his belief that he was beyond redemption. His despair leading to suicide was the ultimate failure to trust in grace. Wat ons terugbring by ons tema vir die week, om gestuur te wees, moet jy genade vasgryp en daaruit leef. Want die Here het vir jou genade. Ten spyte van alles in jou lewe wat nie reg is nie, ten spyte van elke verkeerde keuse wat jy maak. Die Here het steeds vir jou genade. Ons praat môre verder. Mooi dag.